God van vandag, en sal nog steeds die God van môre wees. As ons terugkyk in die Bybel, God het die Rooi See oopgekloof vir Moses en vir sy volk om weer te gaan droogvoets en weer toegemaak en die Egiptenare laat verdrink. Vir Joshua het hy die Jordaan oopgekloof dat hy kon deurgaan. Hy het, net omdat hulle gehoorsaam was, het hy, omdat hulle gedoen het wat hy gesê het, presies soos hy gesê het hy die mure van Jericho laat in een tuin maak. Daardie God is vandag gebeur. Amen. Dis die God van die onmoontlik, die onveranderlike. Voordat ek begin, wil ek vra of daar iemand is wat 'n getuienis het om met ons te deel, 'n woord het om ons te gee, of iemand wat net iets moet sê. Ja, no pressure. Kan ek iets sê? Natuurlijk. Johannes my getuienis. 22 jaar gelede het hulle gesê, gaan dit nie maak nie. Amen. Ja. Wees jy, né? Ja. Weet, my suster se dogter was gebore met 'n lek hart. Die kleppe van haar kamers het nie reg gewerk nie, hoe dit gemaak nie. Met op 6-jarige ouderdom het sy haar eerste hartoperasie gehad. En hulle het al gesê 5 jaar niks. En Chantel is op 40 jaar oud. As sy eers geweet. Ja. By God is niks onmoontlik. Amen. Ons glo en ons vertrou. Ja? Jy weet, geloof is een ding, daardie vertroue is 'n ander ding. Ja? Soos Petrus, toe hy in die boot was, en hy het sê, Here, as dit U wil is, laat ek op die water loop. Ja? Hy het geglo, dit kan gebeur. Maar hy moes sy vertroue, ja, hy moes sy vertroue in die Here sit, om daai eerste stap uit die boot uit op die water te neem. Ons moet aanhou vertrou, glo en vertrou. Ja, jy moet hulle 'n bietjie vertel. Okay. Ek het vandag goed gedink om die tema van dien die Here getrou tot die einde. Nie halfpad opgee. Ek wil vir ons voorhou Handelinge 20 vers 17 tot 38. Dis 'n hele paar dele, verse hierdie. So ek gaan dit nie alles vir ons lees nie. Maar dit is waar Paulus met die Efesiërs praat. Paulus het geweet hy gaan nou weggaan van die Efese af. Hy het geweet hy gaan hulle alleen los en hy gaan hulle dalk nie weer sien nie. En toe het hy met hulle gepraat oor verskeie dinge. En dit is wat ek oor wil praat hierso. Met my teksvers, Handelinge 20 vers 32 wat sê, en nou broeders en susters, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiliges. U sien, vandag is 'n dag van afskeid. Afskeid is nooit maklik nie. Wanneer jy saam geloop het, saam gebid het, saam gewerk het, saam gegroei het, dan is afskeid 'n mengsel van dankbaarheid, van hartseer en van onsekerheid. Want jy weet nie wat lê voor. In Handelinge 20 kry ons 'n besondere aangrypende afskeid. Paulus weet hier dat hy waarskynlik die Efesiërs nie weer gaan sien nie. Want hy is op pad na Jerusalem toe. En hy weet wat wag vir in Jerusalem. Hy weet nie wat gaan gebeur nie, maar hy weet wat wag. Daar wag boeie, daar wag moeilike tye, daar wag 'n swaar tye vir hom. En almal wil hom doodmaak, hulle wil hom vang. En hy roep
die ouderlinge bymekaar van die Efese om dinge met hulle te bespreek. Onder andere praat hy oor sy bediening. Dit is nou Paulus se bediening en sy voorbeeld wat hy daar gestel het vir die Efese. En dan praat hy ook oor hulle verantwoordelikheid teenoor God. Sy woorde leer ons 3 spesifieke dinge wat ek nou met julle wil deel. Die eerste is, ons moet die Here getrou dien. In Handelinge 20 vers 24 sê Paulus, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe nie vir myself dierbaar nie, want hy moet Jerusalem toe gaan, en hy weet, daar wag boeye op hom, daar wag gevangenisstraf op hom, daar wag miskien die dood op hom, maar hy sê, ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek my loopbaan kon volbring, en die bediening wat ek van die Here ontvang het. Sê, dit maak nie saak wat met hom gaan gebeur nie. Hy wil net sy bediening van die Here wil hy uitleef. Sy bediening het nie oor homself gegaan nie. Dit het nie gaan oor sy eie eer, of sy eie gemak, of sy eie sukses nie. Nee, sy bediening het gegaan oor Christus Jesus. Hy kon terugkyk en sê, en weet, ek het probeer om getrou te wees aan die roeping wat God aan my gegee het. Dit is ook die vraag waarmee ons onsself, ons eie lewe moet meet. Is ek getrou met die roeping wat God my gegee het? Ons moet nie vra, het almal van my gehou nie? Of het ek alles reg gekry wat ek wil reg kry nie? Of was ek suksesvol volgens menslike standaarde nie? Nee. Ons moet vra, was ek getrou aan die Here? Amen. Het ek gedoen wat God van my verwag het? Weet, ons lewe is 'n roeping. Ons werk, ons gesin, ons gemeente, ons eie getuienisse is geleenthede om Christus te dien. Wanneer ons eendag terugkyk, hoort ons te kan sê, Here, ek het nie volmaak gelewe nie, maar ek het probeer om die geloof te hou. Die tweede punt wat hy aanraak, ons moet na mekaar omsien. Paulus waarsku die ouderlinge in vers 28, gee dan ag op julleself en op die hele kudde. Sien, die kerk is nie bloot 'n organisasie nie. Die kerk is God se kudde. Een en elkeen van ons is 'n skaapie van die herder, Amen. van die groot herder. Daarom is elke gelowige kosbaar in die oë van God. Ons behoort na mekaar om te sien. Ons moet mekaar bemoedig en ons moet mekaar se laste dra wanneer die pad moeilik raak. Afskeid herinner ons daaraan van hoe belangrik mense is. Maak nie saak wie dit is nie. Elke persoon is belangrik in jou lewe. Ons besef eers dikwels, wanneer iemand weggaan, hoe belangrik daardie persoon in jou lewe was. Hoeveel hy vir jou beteken het, hy of sy. Daarom moet ons nie wag tot die dag van afskeid om dankie te sê nie. Sê vandag vir iemand, dankie vir wat jy gedoen het. Dankie dat jy daar was. Dankie vir jou gebede. Dankie vir die voorbeeld wat jy gestel het, wat ek kon navolg. Ja. En nog belangriker, laat ons mekaar vergewe. Die lewe is so kort. Ons moet mekaar ondersteun en ons moet mekaar lief hê.
in die liefde van Jesus. Terwyl ons nog saam op hierdie pad loop, moet ons hierdie dinge beoefen. Derde punt wat Paulus hier aanraak. Ons moet die toekoms aan God toevertrou. Paulus weet dat hy sy paaie en die paaie van die Efesiërs skei. Hy weet nie presies wat voor lê nie, maar hy vertrou hulle aan God toe. Vers 32 sê hy, en nou dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade. Dit is 'n wonderlike manier om afskeid te neem. Ons kan nie altyd weet wat môre bring nie. Ons kan nie elke gebeurtenis in ons lewe beheer nie. Ons kan nie keer dat mense se paaie soms moet skei nie. Maar ons kan sê, ek dra jou op aan God. Want God gaan saam waar ons nie kan saamgaan nie. Wanneer ons nie meer kan beskerm nie, daar beskerm God. Wanneer ons nie meer kan raad gee nie, daar lei God. Wanneer ons nie meer naby kan wees nie, daar is God reeds. Daarom hoef die afskeid nie die einde van liefde, die einde van gebede, die einde van verbondenheid te wees nie. Ons kan mekaar aan die Here toevertrou. Ek sluit af. Aan die einde van Handelinge 20 kniel Paulus saam met die gelowiges. Daar was trane, daar was omhelsings gewees, daar was hartseer gewees, maar daar was ook iets baie moois gewees. Hulle het saam die Here gedien. En dit is tog uiteindelik die belangrikste van alles. Nie hoe lank was ons saam nie, maar wat het ons saam met God gedoen? Nie hoe maklik die pad was nie, maar hoe getrou ons gebly het aan die Here. Nie of ons alles verstaan het nie, maar of ons die Here vertrou. Wanneer ons vandag afskeid neem, kan ons daarom met dankbaarheid sê, dankie Here, vir die pad wat ons kon saamloop. Dankie vir elke herinnering wat ons gemaak het. Dankie vir elke gebed wat opgegaan het. Dankie vir elke gesprek wat ons gehad het. Dankie vir elke oomblik wat ons saam kon deurbring in u genade. Amen. En wanneer ons paaie nou skei, dan bid ons, Here, hou ons naby aan u. Bewaar ons op die pad wat ons ook al mag gaan. Help ons om getrou te bly aan u, o Here. En bring ons uiteindelik weer saam met u. Mag ons elkeen eendag soos Paulus kan sê, ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behaal. Amen. O Hemelse Vader, dierbare God, o Heer, dit is 'n hartseer oomblik waar ons nou afskeid neem van hierdie mensies, my Here. Ek bid my God, dat die saad wat al reeds gesaai is, my Here, op goeie grond geval het, my Here, en nie net langs die pad, waar die voëls dit kan oppik nie, my Here, maar daar in goeie grond, dat dit kan groei, my Here, en vrug kan dra vir u. Ek bid u seëninge af oor een en elke persoon hier, my Heer, een en elke persoon wat op die platforms luister, my Here,
dat u woord hulle sal nader trek, my Here. Want die woord sê, niemand kan na die Vader kom as die Gees hulle nie trek nie, my Here. Daarom bid ek my God, dat die Gees een en elke persoon sal trek, nader en nader aan u, my Here. Want sonder u, my Here, is ons niks. Dit help ons niks om die hele wêreld te win, maar ons siel ly skade nie, my Here. My God, ek bid dat die een en elkeen sal seën. Die paaie wat vorentoe loop, my Here, dat u dit sal gelyk maak, my Here. Dat u ons sal help, dat ons die vertroue sal kan hou in u, my Here. Dat ons ook eendag soos Paulus kan sê, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus, en ek dank u daarvoor. Amen Amen. en amen. Halleluja.